Die stuur om Gustav het weer vir my en ek dacht ek, maar laat ek dit nou deur gaan. Gustav sal nie iets vir my stuur wat nie mooi is nie. En die liedjie raak my toe aan, hierdie hele week het my, ek het vir gesê, my hele week omver gegooi. Maar die Here het my kom help en die Here het my weer kom hernie. So, baie van ons voel baie keer in ons lewens, ons kan net nie meer nie. Ek meen, ons is almal in dieselfde bootjie as dit kom by hierdie wêreldse siektes. En ons wil net opgee en dan huil ons uit ons harte uit. Here Jesus, kom net, kom haal ons net, of kom net en laat dit net verby is. So dit is waar hierdie liedjie gaan. So julle kan saam met ons sing as jy wil, maar dit het my hart geraak en ek glo dit sal julle harte ook raak. Sometimes I fall to my knees and pray. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a hope that won't fade. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for you to return, heal every hurt and right every wrong. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. There'll be no war, there'll be no change when Jesus comes. Let today be the day. He'll come for the weak and the strong just the same. All will believe in the power of His name. Come, Jesus, come. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. One day He'll come and we stand face to face. Come and lay it all down, 'cause it might be the day. The time is right now, there's no need to wait. Your past will be washed. Rivers of grace.
Dankie dat ons na U alleen kan kom as ons enigste hoop. Here, daar is soveel dinge waar die wêreld vir ons sê ons moet ons hoop opsit. Maar dankie dat ons kan weet, U is die enigste ware en lewende God. En ons prys U daarvoor. En dankie dat ons kan roep saam met hierdie liedjie, Come, Jesus, come. Ons vertrou U daarvoor. Dankie dat U hier by ons nou is. U beloof het so in die skrif en ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie Here. Ati, ek wil net weer soos jy het al 'n paar keer gesê, maar ek en Dani praat nooit met die ouens wat die worship doen oor wat se liedjies hulle moet sing. Partykeer sal ons sê, maar weet, kan jy nie asseblief hierdie liedjie sing nie, want dit is 'n liedjie wat ons van hou. Maar Ati en Gustav weet zero van wat ek gaan preek. 90% van die kere weet ek ook nie wat ek gaan preek voordat ek hier opstap. Dit werk so, ek het so een ou gehad wat vir ons op Bybelskool geleer het, en dan moet ons nou preke uitwerk. En ek is altyd sleg daarmee, want ek het altyd geglo, die Heilige Gees moet my lei in alles wat ek doen. En hy so kwaad geraak, en sê, jy moet alles neerskryf, en jy moet dit aflees, soos ek vir jou sê. Dan kom ek met 'n klein papiertjie, wanneer ek nog in hierdie Bybel sê, ek het eenslag 'n preek gepreek, net so 2 klein skrifgedeeltes opgeskryf was. Dit was my hele preek. Ek het die opgestap, ek het met seker 4000 jong mense moes praat, en dis al wat die Here vir my gegee het, 2 seker, so geel papiertjie, ek sal dit nooit vergeet nie. En dan moes ek praat. So, dit werk vir party mense, ander mense kan glad nie weer, as ons wat saam lig geswat het, hulle is sweet, en hulle skryf alles heen en weer. Het ook altyd, hier's altyd iets in my stomach, butterflies, maar die een het vir my eendag gesê, man, it keeps you humble. Anders, as jy heel rustig is, dan moet jy weet, jy is heel van die pad af, want jy dink jy weet alles. So, 1 Thessalonians 5, from verse 1 Thessalonians 5, van vers 1. Nou, Ati, wat ek nou gaan lees, is presies wat jy gesing het. Nee. Hy sê, want ek het baie hierdie week, het 'n paar mense vir my gevra, wanneer kom Jesus? Wat moet ons doen? Moet ek kos bymekaar maak? Wat moet ek doen? Wat moet ek bou? Waartoe moet ek vlug as daar moeilikheid kom? En my antwoord aan hulle almal was, maak vir jou skatte in die hemel bymekaar en vlug in die arms van Jesus. Dis al. Ek het al allerlei ander planne probeer, maar dis een ding wat vir my vasstaan, is Jesus. Want as ek terugkyk in my lewe, is daar soveel kere wat ek nie geweet het waar my volgende kos moet vandaan kom nie. Hoe gaan ek dit betaal? Hoeveel kere? Maand vir maand. Elke slag was Jesus daar. En baie keer het jy meer as wat jy nodig het. En hy gee dit vir ons, sodat ons soos hy kan wees. Daniël het so een skrifgedeelte in Handelinge, wat hy altyd van die wat Jesus, het oral waar hy gegaan het hy goed gedoen. Handelinge 10 vers 38. Hy goed gedoen vir alle mense. Dis Jesus se hart. Nou ons, kom ons lees hier. Hy sê, ek lees in die ou vertaling, hy sê, maar oor die tye en die geleenthede, broers, het julle nie nodig dat aan julle geskrywe word nie. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. En dit is my altyd vreemd dat mense die tye en die ure en alles, ek is ook een wat, ek hou daarvan om my voor te berei.
Maar ek het geleer om met Jesus, moet 'n mens maar baie keer onvoorbereid in alle situasies instap. Jy kan nou maar, baie keer kom mense in vir beradingsgesprekke, dan werk ek die hele storie in my kop uit. Wat sal ek, as hulle vir my dit sê, sal ek ook dit sê. As hulle dit, dan kom hulle dan, en gee die Here vir my vra om te vra, wat ek nooit kan voorberei nie. Want het gaan oor Jesus wil mense aanraak. En julle, die wonderlike ding van bediening vir my is, dis nie alleen ding nie. As jy gaan om te bedien, dan bedien die Here vir jou terwyl jy ander mense bedien. Julle sal sien, as mense na my toe kom vir berading, hou ek notas. Nou hulle dink die notas gaan alles oor hulle. Nee, 90% van die notas is vir myself. Want in die oomblik gee die Here openbaring, dan skryf ek dit neer, en dan praat die Here met my ook. God, die hart van bediening. Hier waar ons nou saam is, as 'n gemeente. Dis 'n gemeente van God. Maak nie saak, daar's nie 'n ding van lidmaatskap nie. Jy's 'n kind van God, en jy's 'n lidmaat van Christus. Dis ledemate in Christus. So ons hier by mekaar, en elkeen het iets in hom belê. Dis eintlik die verkeerde ding wat ons doen, dat ek hier voor moet staan en preek. Elkeen van julle moet kom voorberei met 'n boodskap. Iets wat die Here vir julle gegee het, 'n lied, profesie, iets wat God gegee het. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval en skielike verderf hulle soos 'n baringsnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Klink dit bekend? Mense sê vrede. Maar as die vrede nie uit God uit is nie, gaan hy oorval. Maar julle broers, nie soos dis ons, sê julle broers, is nie in duisternis nie, dat die dag julle nie soos 'n dief oorval nie. Hoekom nie? Want ons is in Christus. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Mens moet donkerte om te slaap, verseker. En dit is my so lekker, hy ou plaashuis vir my, as ek hy hortjies in die binnekant toemaak, is dit pikdonker en jy slaap. Maar weet julle, ek is 'n kind van die lig. Ek kan nie in duisternis wees nie. Ek kan nie in duisternis wandel nie. Ek wil altyd lig maak oral waar ek is. As ek ligte opsit, dan moet dit verskriklik baie wees. Daar moet nie 'n duister plek wees waar ek werk nie. Dit moet lig wees. Edwin sê altyd vir my, hy hou meer van geel lig, ek hou van wit lig, want ek wil, as jy jy sien swakker, ek gee nie om nie, ek wil net meer lig hê. Dit is, ek hou van lig. Hy sê, laat ons dan nie slaap soos ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. En hierdie is belangrik, laat ons waak en nugter wees. Ons moet be wake up. Ons moet wakker wees. Want die wat slaap in die nag, en die wat dronk word dronk in die nag. Maar ons, wat in die dag is, laat ons wat in die dag is nugter wees, en die borswapen van geloof en liefde aan, en die helm op die hoof van saligheid hê. Ek dink aan die borswapen, aan die wapenring van Christus, presies waar daar staan, en die wapenring van Christus is Christus. Hy is ons helm van verlossing. Hy is ons borswapen van geregtigheid. Swaard in die skild, dis Jesus. Nee, dis alles van Christus, want ons is in hom. Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar tot saligheid, maar om saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Come, Jesus, come. Het gaan alles oor Christus. Wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. En hierdie belofte, daarom bemoedig mekaar, en hou een die ander, en bou een die ander op, soos julle ook doen. So, dis hierdie uitdaging vir ons. In hierdie tye, maak nie saak hoe swaar dit gaan nie. Kyk, swaar tye was daar nog altyd.
as jy nou dink aan die depressie, as jy dink aan die boereoorlog in Suid-Afrika, as jy dink aan apartheid, vir party was dit goed, vir ander was dit sleg. Depressietye, daar was skatryk mense in die depressietyd. Was ander wat gedood het van die honger en 'n ander een wat oorvloed gehad het. Was al die eeue so. Oorloë. Ek het al in 'n paar oorloë gebly. Ek was al deel van oorloë. Dis nie lekker nie. Maar wie hulle in oorloë is, daar party mense wat meer geld maak as enigiets anders. En in die moderne tyd waar ons leef, is oorlog besigheid. Dis groot besigheid. As ons het geld maak, sodat ander mense moet doodgaan. Waarvoor het Jesus ons geroep? Om 'n verskil te maak in hierdie stikkende wêreld. Dat die einde nader kom, baie vinnig, groot en hele hard. Ons lewe in die laaste dae. Wie kan weet wanneer dit is? Niemand nie. Soos 'n dief in die nag, lees ons in hierdie skrif. Maak jouself gereed. En dan wil ek net so 'n bietjie verder afgaan, want die kortste skrifgedeeltes in die Bybel is mos hierso in Tessalonisense. Maar dit is so belangrik ons moet dit lees. Hy sê, vers 16, hy sê, wees altyd deurbly. Daar staan nie wanneer dit goed gaan nie. Daar staan altyd deur. Hy sê, bid sonder ophou. Dan vra baie mense van my, wat moet ek as 'n gelowige doen? Begin hier, bid sonder ophou. Of jy nou bly is, bid jy. As jy swaar kry, bid jy. As jy in moeilike omstandighede is, bid jy. As dit goed gaan, bid jy. Wanneer laas het 'n mens uitgestap en net gekyk na die omgewing wat om jou is en vir die Here gesê, dankie dat ek hier mag bly. Weet ek het nou al die voorreg gehad om in 'n klomp plekke reg oor die wêreld te wees. Maar ding wat ek beklem, wat voel of ek toeval, sit my in 'n stad met miljoene mense om my, daar raak ek is nie gebou daarvoor nie. Dan mis ek die plat oostewind vlaktes. En soos gister wat die oostewind verskriklik waai, dan kan ek ook sê, dankie Here, want ten minste is daar stof. Op party stede is daar nie 'n stof nie, so toegebou is dit. Maar daar's lewe, as die wind so waai. En gister het ek weer, toe ek die skrifgedeelte ook so my hart is, ons probeer tye bepaal, en nou hou jy die weer dop, as jy die oostewind gaan verskriklik waai, as hulle die windjie so maak, wat so omdraai, dan weet jy, dis maal 10 by ons as die oostewind waai. Maar gistermiddag is ek aan die veld, en Debbie en Colin is ek daar saam by Renate, ons ry, ek kyk aan my skaap, en ons ry so, en die wind is verskriklik warm, dit is verskriklik, ons is nie lekker as die oostewind waai nie. En toe ons so draai na die see toe, toe sien ek daar weer die mis op die see, toe sê ek vir hulle, hier kom het. Binne paar minute, toe asof jy aircon op die heel koud aangesit het. Toe moet ons baadjies uithaal. Ons nou net amper gedood van die hitte, toe sit in sekondes, draai dit net so. En dis dieselfde met Jesus, se koms. Jy gaan baie tekens sien, jy gaan die mis op, jy gaan sien, daar gebeur die dinge. Kyk wat gebeur nou in die wêreld, jy gaan sien, daar gebeur dit, daar, kyk al. Dis wat, dit kom Jesus openbaring vir ons gegee, dis 'n openbaring, dat jy kan sien, daar gebeur dit. En jy weet nie presies wanneer. Hou jou gereed, hou maar jou baadjie in die bakkie. My pa het my geleer, as jy plaas toe ry, dit kan hier in die 40 wees, dan stop jy daar agter as 16 of 18. Hou jou baadjie in jou bakkie, hou altyd kos by jou, hou altyd water by jou. Dit het ek geleer van 'n klein seentjie af. Het ek dit altyd onthou? Nee. Dan moes ek hom vra, pa, kan ek asseblief jou ekstra baadjie kry nie? Dan kry ek hom, saam met 'n klomp keer, ek het jou mos gesê, sal jy nie hoor nie, of maak vir jouself vuur. Of sit jy teen die vuur, want jy wil mos nie hoor nie. Nou, hoe bereid my voor vir Jesus se koms? Ek maak my eerste vas aan hom, hier, waar ek nou is. In hom, weet, soos ek weet, ek is 'n kind van God. Nie omdat ek kerk toe gaan nie omdat ander mense vir my gesê het, ja, maar jy is hom so goed nie. Omdat ek weet, ek is in 'n verhouding met hom, omdat ek my knie gebuig en sê, Here, ek verdien die dood. Ek verdien nie die lewe nie.
Maar dankie vir wat U vir my gedoen het aan die kruis. Dis die eerste ding. Die tweede ding is, hy pak vir my padkosse. Hierso sê, maak my vol met dit. Die water is die lewende water van Christus wat deur jou kom. Jou baadjie is, beklee jou met Christus. Beklee jou. As hy moeilike tye kom, hy koue, wat deur die been sny, ek is mos nou maar, so hy sny verby alles. As ek hy baadjie aantrek, dan kom jy hitte, dan so het vat lang, want ek het 'n koue vel, ek is soos 'n ouders, vat lang voor jy hitte inkom, maar dit help. Dan beklee jou met Christus, as hy moeilike tye kom, wat ek nie kan verstaan nie, Here, hoekom is dit hier? Hoekom gebeur hierdie dinge met my? Hoekom verloor ek iemand naby aan my? Iemand vir wie ek lief is? Dan sê Jesus vir my, jy verloor nooit van my nie. Ek is by jou. Ek hou vas jou. Daai persoon gaan jy weer sien. As hy persoon by Jesus is. Dis die wonderlike wete van Christus. En die vers 18, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Dankie Jesus, dat dit baie keer swaar gaan met my, want dan vorm dit my. Ons sing almal daai liedjie, raak meer en meer soos Jesus. En as jy gaan kyk na Jesus se lewe op aarde, dis nie maanskyn en rose nie. Jesus het hoeveel keer met mense gepraat om gered te word, hy jaag hulle hom weg, hulle wil hom doodmaak, hulle wil hom stenig. Hulle het hom gekruisig en hulle gedog, nou het ons hom vir ewig dood, maar toe gee hy die lewe, toe staan hy op. So ek wil julle uitdaag, berei julle voor, want ons weet nie wanneer sy koms is nie. Weet dat jy in hom is. Hou vas in sy woord, bestudeer dit, raak dat dit deel raak van jou. Ons praat so baie dinge, maar as ons praat, dat die woord uit ons kom. Wees soos Jesus, help ander mense. Partykeer dink jy, ja, ons het so groot geraak in hierdie samelewing van, as jy die een hand was, die ander. So as ek vir jou iets doen, dan moet jy van my ook iets doen. Maar jy moet eintlik vir my iets beter doen, as dit vir jou doen. Nee, dis mos. Maar by Jesus saai ek. Ek saai die goeie saad. Ek saai nie swak saad en slegte saad. Ek saai die beste wat ek kan gee. Dan is Jesus wat dit groei, dis hy wat dit opkom. Vra my enige boer wat al gesaai het. Jy saai en jy weet nie of daar iets gaan gebeur nie. Partykeer in die koninkryk werk dit ook so. Jy saai, jy sien nie die vrug nie. Miskien 10 of 20 jaar daarna, dan bel iemand jou en sê, weet jy, eendag het jy langs my gesit en gebid vir dit. En dit het tot vervulling gekom. En dan dink jy, wat? Ek kan dit nie eens onthou nie. Saai. Dis waarvoor die Here ons geroep het. Ons het nou net gelees daai van die borswering en dan die liefde. Die liefde van Christus is daar. Ons moet dit net gaan gee vir hierdie stukkende wêreld. En wie ons mense honger en dors na dit. Ek praat hierdie week met iemand wat op die randjie was van selfmoord. Tussen so naby. En ek vra vir die persoon, hoekom wou jy dit doen? Toe sê hy vir my, omdat ek so alleen was, niemand gee vir my om. En toe sê ek vir my, jy het my gebel, en ek het gegaan toe jy my geroep het. Ek was nie lus nie. Kan julle sê, ek was nie lus nie. Ek was moeg. Ek was besig om te werk en die persoon bel my en ek sê, ek het nou tyd nie. Maar as ek nie gegaan het, wat dan? En die wonderlike ding was, want dit help, ek kan duisende stories praat en goeie sê. Toe vat ek die Bybel en ek gee dit vir hom en ek sê, nou begin jy lees. En die Here is ons wonderlik. Maak nie saak waar jy die Bybel oopmaak nie, Christus is daar.
Jy kan maar enige plek, so mense wat altyd vir my sê, maar toevallig in die Bybel daar opgeval is so, nee, Christus is daar. Dis nie, hy sê nie in die Ou Testament nie, hy sê, vanuit jy die eerste, gaan lees maar Genesis, begin in die Bybel, gaan begin in Genesis, dan kyk jy, Jesus is daar, hy lyn loop reg deur, Jesus was nooit op 'n ander plek as in die woord nie. Ek gee vir die Bybel en hy begin lees, en as jy hoe meer hy lees, sommer net, wat die mense sal sê, alledaagse skrifte, as nie 'n ding so alledaagse skrif nie, as Christus daar is nie, en hoe meer hy persoon het lees, hoe kom die lewe, sien hoe kom die lewe, sien hoe kom die lewe, sien hoe kom die lewe, hoekom? Want die woord is krag, die woord maak lewe, Christus is die woord, hy is in, is nie dooie, is dooie letter vir die wat nie glo nie, maar vir ons, wat die Gees in ons het, is die lewe. Ek sal ek weet nie hoe ek sal maak as hulle my Bybel vir my al wegvat nie. Ek weet hoe dit was. Ek was in die toelande, het is nie 'n Bybel mag hê nie. Ek het die Bybels op plekke weggesteek waar jy nie wil weet nie. Maar maak dit deel van jou. Lees dit soveel as jy kan. Ek het my altyd so probeer voorberei vir die toelande as ek moet gaan, dan memoriseer ek skrifte en ek goed besef het, man, God is woord, hy is lewe. Selfs skrifte wat jy nie geken het, die sal deur jou vloei. Eendag kom ek in Bosnië, bo in die berge, by Trebinje, jy reis op, is so ver pad, ek het so 'n ou Land Rover gehad, dan gaan ons daar op, en ek ry daar op, en ek vat 'n paar Serviese Bybel saam met my, en ek sal op die bed, ek ontmoet 'n ou vrou, en sy het tot bekering gekom, as gevolg van 'n traktaatjie wat brother Andrew, Duilam het hy die Volkswagens gery en Bybels uitgedeel, traktaatjie wat hy in Joegoslawië, want dit is wat Bosnië nou is, deel van wat hy gegee het. Daar was 3 skrifte uit Johannes, 3 skrifte. Hy vrou dien die Here vir in die 40 jaar met 3 skrifte. 3. Ek vat vir die Bybel, ek gee vir haar Cyrilliese Bybel. En ek lees vir haar 'n paar skrifte. Sy sê vir my, I know that. Nou nie in Engels nie, in Serbisch. Ek ken dit, ek weet dit. Sy het op my so 'n boekie, wat sy klomp goed neergeskryf het, terwyl sy gebid het. Sy het so oopmaak, is dit die Bybel, wat sy eintlik neergeskryf het. 'n Klomp skrifte, wat direk uit die skrif het aangeraak. Sy het nooit kennis gehad met die Bybel. En sy druk die Bybel so vas, en sy sê vir my, I always knew there was more. Ons het dit. Maar selfs al vat hulle dit weg van ons, is die lewende woord in ons. Hy sal dit vir ons gee. Ons sal dit in die tronkmure kan skryf. Ons sal dit vir die ouens wat saam met ons kan sê. Ons sal alles deur Christus kan doen. Maar ek wil julle uitdaag om myself ook om te sê, hou vas aan Jesus. Vergeet hierdie negatiewe goed waarna ons vaskyk. Die nuus is alright, maar dis 99.9, dit is amper soos hierdie sanitizers, 99.9, en dan kyk altyd van die nuus wat ons kyk, is nie Jesus nie. Dood, moordslag, slegte dinge, goeie nuus verkoop nie, en die nuus gaan oor geld. Maar kyk na die goed. Maar kyk daarna met Jesus. Wat sê Jesus dan? Staan als jy. Niks is niet nie. Alles sal ook verby gaan. Gister stap ons al die plaas en nou wys ek hulle my op peremeel en klomp ou goeders. Ons praat so van, hoe gaan ons, sê maar, hoe sal 'n mens plant met brakwater? Nou dink ek, ons het so baie produkte wat jy in brakwater, wat my oupa hulle gedoen, hooi gevat, so mekaar gepak, die water het daar deurgeloop, het hulle eie vloeiensure gemaak. Niemand het vir hulle wetenskap gegee. Hulle moes dit doen om te lewe. Ek dink ons ontdek soveel nuwe dinge. Die ou mense het lank al hier beleef.
Maar die belangrikste ontdekking wat jy in jou lewe sal maak is Jesus Christus. Vergeet van die ander. En die wonderlike ding is, moet ek dit hê, moet ek dit hê, moet ek dit hê as die moeilike tye kom? Ek moet net Jesus hê. Hy sal my help, hy is my voorsiener, hy sal my dag tot dag deurdra. En dis die goeie nuus wat ek vir julle wil gee. Jesus is hier by ons. En terwyl dit nog tyd is vir mense om hom aan te gryp, moet mense dit doen. En ons het die geleentheid om vir hulle Jesus te gaan gee. So Vader, dankie dat U ons uit hierdie stikkende wêreld geroep het na U toe. Hierdie is nie my woonplek nie. Ek is net in 'n tent woning. Here, hierdie liggaam van my, hierdie stuk vleis is net 'n tent woning. En almal van ons het al in tente miskien gekamp. En ons weet, dis nie die maklikste plek om in te bly nie. As die wind waai, dan kraak hy en as hy dit kan maklik inreën. Ons liggame gaan verby. Maar U bly vir ewig. Here, ek wil bid vir alle mense wat nie vir U ken nie. Here, in ons omgewing is daar soveel mense wat weet van U, maar hulle ken nie vir U. Ek wil bid en sê, Here Jesus, asseblief raak hulle aan. Here, wys ons hoe ons hierdie week goeie saad in mense se harte kan saai. Ek loof U daarvoor, Here, dat U vir ewig is. En dankie dat U belofte is dat ons saam met U sal wees. Here, mense wat al ontslaap het, mense wat voor ons gegaan het, hulle het 'n heerlikheid. Hulle is by U. Here, en ons is in hierdie struggle, maar in hierdie struggle is U by ons. En dankie dat U voor ons uitgaan. Dankie dat U die pad vir ons baan. Here, deur die Rooi See het U die see laat oopkloof. En deur hierdie moeilikhede maak U die moeilikhede vir ons oop, dat ons by U kan wees. Ek loof U daarvoor. Dankie vir U liefde, Vader. En dankie dat U in ons is, deur die Seun Jesus Christus. Amen.